Broers en susters, dis weer lekker om met u te gesels. Dis 'n voorreg. En ja, ek praat hierso uit Oudtshoorn uit. So 'n entjie buitekant Oudtshoorn en ja, julle is reg, daar so is geen gordyne op nie. En as dit bietjie hol klink, ja, ek sit so semi in 'n leefvertrek. Maar dit is heerlik om op die plaas te wees. Dit is goed vir mense siel. En ek moet sê, dis 'n voorreg om hier so te wees. Voor ons vanaand begin met ons Sabbatopening, kom ons bid saam. Liewe Vader, het vir ons die voorreg gegee om tot ruste te kom op 'n Vrydag aand, om net alles af te gooi wat ons pla en te konsentreer op U en U woord en ons verhoudinge met mekaar en ook met U. Dankie vir daardie voorreg en seën ons in die paar minute wat ons saam is, terwyl ons die Sabbat ingaan. In Jesus se naam, amen. As julle snaakse geluide hoor, die wind waai verskriklik vanaand hierso, dit doen maar, dis maar die Kaap, so wat sal mens maak. My tema vanaand gaan oor grasperke en dubbeltjies. Nou ja, ek het hier aangekom op die plaas so die tweede week in September. En toe ons by die hek inry, toe sien ek dat die grasperk het sulke pragtige groen kolle tussen die droë dele hierso. Dit het nog nie baie hierso gereën hierdie seisoen nie en ek is regtig bly daaroor. En die volgende paar dae, so tussen die kartonne uitpak en die vars lug inasem, gaan doen ek toe mos 'n inspeksie van my voorste grasperk. Agter is daar net sulke droë, knarserige goed wat dalk op 'n tyd gras was. Maar voor, toe met nadere inspeksie, ontdek ek toe, daardie groen kolle is dubbeltjies, wat so kwaadaad groei asof hulle die reg het op ons eiendom. Ek is natuurlik onmiddellik oorgehaal en begeester om hierdie indringers so gou moontlik 'n wortel en tak uit te roei, en ek neem my kans waar om onder hulle in te klim toe Johan weg is om die finale vrag in Gauteng te gaan laai. En gewapen met 'n ou skroewedraaier, kampstoeltjie, hoed, sonbrand, room en 'n waterbottel begin ek toe so teen 8:30 een oggend van 'n kant af hierdie ongewenstes dood te steek, nek om te draai en skuins agter my in 'n swart sak te gooi. Nou kom ek gou agter dat die duiwelse dubbeltjies grawe hulle self heel gemaklik in tussen die uitgroeisels van die paar polle gras wat wel op my grasperk hand en tand veg vir oorlewing. En ek wil hulle mos nou spaar en vertroetel, dis nou die gras. Maar dit bemoeilik my taak van dubbeltjie uitwissing. Nou moet ek my steek ken, anders sny ek die gras se wortels af en dan is dit een van die mooi dae, lyk dit soos die namepie voor my huis. Ek stoei en dit word warmer en stowweriger. Ek word dors en my rug en my bene word lam van vooroor buk en my hande begin sulke sensitiewe kolle ontwikkel ten spyte van die handskoene wat ek aan het. Nee, besluit ek, dit raak nou te warm en hierdie klein Karoo son en ek ken mekaar nog nie goed genoeg dat ek die hele dag in sy geselskap wil deurbring nie. Wat as die ding my dalk wel skade aandoen en ek myself verbrand? Ek vlug met gretigheid na my koelkombuis en ek soek lafenis en koeligheid in die yskas. Met die koue water in die hand, gaan betrag ek my harde hande arbeid van 'n veilige, koelbedekte stoep. En ek kreun van teleurstelling, want dit lyk asof ek die hele oggend net mooi niks gedoen het nie. En selfs of die duisende dubbeltjies so springkane weer al die veld wat ek met bloed sweet probeer wen het, wil herbeset. Die man wat my kon help om weer met die samelewing te verbind via satelliet wifi, sodat ek nie sporadies die bosduwe wat op my dak sit moet gebruik om boodskappe na die buitewêreld te help dra nie, gee raad oor hoe om vinnig van hierdie groen pes ontslae te raak. Maar ek wil nie erken dat hierdie eintlik baie terapeuties van aard vir my siel is nie. Ek stuur vir almal wat dalk dink ek lê leeg en doen bedag niks nie, stuur ek foto's van my harde arbeid en vordering of gebrek daaraan. En ek besluit om die volgende raad te volg.
Nee wat, dis te veel werk om dit een vir een uit te haal, sê iemand. Spit dit net af met 'n graaf en sien daar, die probleem is opgelos. Ek is toe bang ek spit in die proses die paar grasbolle se wortels ook af en ek gaan soek die panga in die stoorkamer en begin lustig met die onthoofding van die groenplaatdubbeltjies. En binne 5 minute of binne 15 minute is ek baie trots op hoe vinnig ek byna almal uitgewis het. Ek het sommer vir 'n toegif die nie bevryde deel van die grasperk met die tuinslang benat om die grasreste 'n bietjie aan te wakker. Ek het met selfvoldaanheid daardie aand gaan slaap van 'n werk wat regtig flink afgehandel is. 2 dae later gaan loer ek weer om te sien hoe groei my grasperk. En ek is effens ontnigter. Geen welig groeiende gras nie, maar die dubbeltjie stingels wat ek gemis het, groei met nuwe ywer. Dis omtrent al wat groen is. Ek besef dat as ek regtig die goed wortel en tak wil uitroei, dat ek dit een vir een moet uitgrawe, met groot pyn en moeite, of behoorlik afspit met 'n graaf. Hier is geen kortpad nie. Nou ja, as julle tussen die lyne kan lees, het julle seker al reeds al die drade deurgetrek en vergelykings gemaak van dubbeltjieplante in die tuin en dubbeltjieplante in ons lewens. Hoe maklik soek ons die kort paaie om die stekelrige dele van ons karakters uit te trek of miskien dalk net glad te poleer nie. Van ver af lyk dit of ons suksesvol is en dat die mooi van ons karakters besig is om regtig wortel te skiet en te groei. Maar daardie dubbeltjies, of is dit duiweltjies, wat Satan so welig in ons wese kom saai het, bly kop uitsteek, as ons dit nie met die skerp swaard van die woord afkap en met die sonlig van die Heilige Gees se oortuiging verbrand nie. Ek en jy kan van ver af soos 'n welige groen tapuit van goeie dade en sagte woorde lyk, maar moet asseblief nie te naby kom nie, want dan mag jy as buitestander dalk sien dat ek net 'n groen Christen, 'n naam is, maar dat die duiweltjies, ek bedoel die dubbeltjies, reg is om jou te steek en seer te maak as jy op my durf trap. Pleks daarvan dat mense weet dat hulle rustig in my teenwoordigheid kan ontspan en dat ek sagkens hulle sal beluister en versorg en dat hulle verkoop sal kan weggaan. Loop hulle draaie om my skerp tong, my valse vriendskap en my skynheilige vroomheid. Wanneer die reën val en alles gaan goed, dan groei my gras welig en ek is vriendelik en gemoedelik. Maar o wee, as die reën verby is en die droogte kom, dan steek daai dubbeltjies met mening weer kop uit en groei in my karaktertuin. Nou is dit weer tyd om diep te steek met die woord, om dit uit te roei en te luister na die stem van die Heilige Gees, om my te wys waar daar skelm uitgroeiseltjies wegkruip agter groen grasbolle. Ek wil vir u die volgende lees uit Romeine 7, vers 15 tot 24, en ek lees dit uit die Remedy parafrase. U kan dit lees uit enige Bybelvertaling wat u wil. Kom ons begin. Ek is gefrustreerd oor wat ek doen. Omdat ek tot vertroue herstel is, wil ek doen wat in ooreenstemming is met God en sy metodes en beginsels. Maar ek vind dat alhoewel ek God vertrou, my ou gewoontes, gekondisioneerde reaksies, vooropgestelde idees en ander oorblyfsels van die verwoesting wat deur wantroue en selfsug veroorsaak word, nog nie heeltemal verwyder is nie. En as ek 'n ou gewoonte vind wat veroorsaak dat ek optree op maniere wat ek nou verfoeilik vind, bevestig ek dat die wet 'n baie nuttige hulpmiddel is om oorblywende skade wat genesing nodig het, te openbaar. Wat gebeur is die volgende. Ek het God begin vertrou en ek begeer om sy wil te doen, maar ou gewoontes en gekondisioneerde reaksies wat in sekere situasies amper refleksief voorkom, is nog nie heeltemal uitgeskakel nie en veroorsaak dus dat ek dinge doen wat ek nie wil doen nie. Ek weet dat my gedagtes heeltemal besmet was met
wantroue, vrees en selfsug, wat al my begeertes en vermoëns heeltemal verdraai het, sodat selfs wanneer wantroue uitgeroei is en vertroue herstel is, die skade wat veroorsaak is deur jare se wantrouige en selfsugtige gedrag nog nie ten volle genees is nie. So ek vind dat ek soms die begeerte het om te doen wat reg is, maar nog nie die vermoë het om die begeerte uit te voer nie. Want die ou gewoontes en gekondisioneerde reaksies is nie die goeie wat ek wil doen nie. Nee, hulle is oorblyfsels van my selfsugtige, onbekeerde verstand. Dus, as ek vind dat ek doen wat ek nie meer wil doen nie, is dit nie myself wat optree nie, maar die oorblyfsels van ou gewoontes en gekondisioneerde reaksies wat nog verwyder moet word. En deur God se genade sal hulle binnekort verwyder word. So, ek vind hierdie werklikheid in my lewe. Wanneer ek goed wil doen, is my ou selfsugtige gewoontes en oorblywende gevoelens van vrees net daar by my. In my gedagtes verbly ek my in God se metodes en beginsels, maar ek besef dat ek beskadig bly deur jare van besmetting met wantroue en die beoefening van Satan se metodes, sodat selfs al is die infeksie van wantroue verwyder, die ou gewoontes van vrees en selfbevordering my van binne af versoek. En dan vers 24, wat 'n beskadigde en korrupte mens is ek tog. Wie sal my verlos en genees van 'n brein en liggaam wat so siek en misvormd is? Om te groei tot 'n welige groen grasperk sonder versteekte of openlike dubbeltjies is 'n proses wat ons hele lewe duur. Maar ons het die versekering dat ons deur vertroue in Jesus as ons geneesmiddel wel oorwinning oor al die dubbeltjies in ons lewe sal verkry. Romeine 7 vers 25 uit die boodskap lees as volg: Wie kan my uit hierdie gemors verlos waarin my liggaam vasgevang is? God dank, daar is wel iemand wat my uit hierdie doodsbestaan kan bevry. Sy naam is Jesus Christus. Hy is ons Here. In my binneste is ek gehoorsaam aan God, maar wat die res van my liggaam doen, is iets heeltemal anders. Daar heers die sonde. Daarom het ek Christus brood nodig. 1 Korintiërs 15 vers 51 en 52 uit die Nuwe Lewende Vertaling lys soos volg: Ek wil aan julle 'n diep waarheid vertel wat God aan ons bekend gemaak het. Dit is dat ons nie almal sal sterf nie, maar ons almal sal verander word. Dit sal dadelik, ja, in 'n oogwink gebeur, wanneer die laaste trompet weer klink. Want as die trompet sy klank laat hoor, sal die dooies met onverganklike liggame opgewek word, en dan sal ons ook verander word. 2 Korintiërs 3 vers 18, ook in die Nuwe Lewende Vertaling lys soos volg: Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander om soos die Here te lyk, met 'n heerlikheid wat steeds toeneem na mate die Here, dit is die Gees, dit aan ons gee. Laat ons fokus op God se woord en luister na die stem van die Heilige Gees en hulle sal die werk in ons verrig. Ons kan dit nie doen nie. God, Jesus en die Heilige Gees moet alles vir ons doen. Ons werk is om op God te vertrou, sodat hulle die werk in ons kan doen en sal doen, terwyl ons fokus op ons verhouding met ons liefdevolle en genadige God, deur gebed, Bybelstudie en deur die goeie nuus aan ander te vertel wat God in ons doen en gedoen het. Kom ons bid saam. Onse Vader, wat sal ons doen sonder U wat die werk in ons moet klaarmaak? Ons is nie in staat om dit te doen nie. U sal alles moet doen. Seën ons en gee ons die begeerte om tot volle oorgawe te kom,
sodat U al die dubbeltjies in ons lewe kan verwyder. Dankie dat U na ons omsien en met ons moeite maak. U is so genadig en so liefdevol. Dankie vir die Sabbat wat nou voorlê, wat ons kan rus en deur U vernuwe kan word. In Jesus se groot naam alleen. Amen. Ek gaan nou net my kamera so 'n bietjie draai, dan kan jy sien daar buite so 'n bietjie van wat daar in my voortuin aan die gang is. Maar een van die dae hoop ek om vir U 'n bietjie meer goeie foto's te kan wys en baie meer met U te deel. Mag die Here U seën in hierdie Sabbat wat voorlê. Totsiens, tot volgende keer.